Wanneer ek in algebra vergelykings wil oplos, kan ons kyk na die eerste twee soorte, lineêre vergelykings en kwadratiese vergelykings. Elkeen van die twee soorte het 'n standaardvorm. Die standaardvorm vir lineêre vergelykings is ax plus b gelyk aan 0 en die standaardvorm vir die kwadratiese vergelyking is ax kwadraat plus bx plus c gelyk aan 0. Nou die feit dat daar 'n kwadraat is, sê vir my ek moet twee antwoordjies hê en die feit dat hier x tot die mag 1 is daarbo, sê vir my ek moet een antwoordjie hê. Ek gaan begin met die lineêre vergelyking en ek gaan sê ax plus b gelyk aan 0. Ek wil vir x oplos, met ander woorde ek moet van a ontslae raak en van b. B is die een wat los staan vanaf die x. So ek gebruik die optel inverse van positief b wat minus b is, wat ek aan weerskante bytel. Dit gee vir my dat die b's kan uitkanseleer hier aan die linkerkant en ek het oor ax gelyk aan minus b. Daai minus b word net hier bygetel, minus b. Dit gee vir my, ek het vir a maal x gelyk aan minus b. Ek wil vir x bepaal. So a vermenigvuldig met x se inverse bewerking sal wees, ek moet gaan deel deur a. So wanneer ek gaan deel deur a, dan is my a hier wat ek deel en ek deel daar deur a. So die a gedeel deur die a is 1 en ek kry dat x is die enetjie wat oorbly. So daardie x gaan skryf ek by die laaste stap. Aan die regterkant het ek min b gedeel deur a gehad, wat vir my gee min b op a. En wanneer ek dit gaan skryf, kan ek skryf x is gelyk aan minus, en ek kan die breuk net skryf as b op a, minus b op a. Sou ek na die kwadratiese vergelykings toe gaan, kry ek dat stap 1 sê, kry die regterkant gelyk aan 0. Dis baie belangrik dat my regterkant 0 moet wees. Stap 2 sê, faktoriseer die linkerkant. En stap 3 sê, laat elke hakkie gelyk wees aan 0. Daar gaan twee hakkies wees. So dis die eerste hakkie gelyk aan 0 of die tweede hakkie gelyk aan 0 en dan los ek elke hakkie op. Wanneer ek met 'n lineêre vergelyking werk en ek wil dit oplos, soos in hierdie voorbeeld 2x plus 5 gelyk aan 15, dan wil ek vir x oplos. Met ander woorde, ek wil van die 5 en van die 2 ontslae raak. Die 5 staan los vanaf die x, so ek gaan van die 5 eerste ontslae raak. In hierdie geval is die optel inverse van 5 'n min 5, wat ek aan weerskante bytel. Sou ek dit klaar gedoen het, dan gaan ek kry dat die 5 en die min 5 kan uitkanseleer aan die linkerkant en ek het net 2x wat oor is aan die linkerkant. Aan die regterkant tel ek 15 min 5 bymekaar en ek kry positief 10. So 2 maal x is gelyk aan 10. Ek wil vir x alleen kry. Die bewerking tussen 2 en x is vermenigvuldiging. So die inverse bewerking gaan deling wees. So ek sê 2x gedeel deur 2 is gelyk aan 10 gedeel deur 2. So met ander woorde, ek het aan weerskante met 2 gedeel. Dis baie belangrik. Nou kan ek die 2 uitkanseleer aan die linkerkant en ek kry dat net 1x is gelyk aan 5. 10 gedeel deur 2 is 5. Dit is my antwoord hier. Sou ek my antwoord neem en ek vervang dit terug in my vergelyking, dan is dit 2 maal x, 2 maal 5 is 10, 10 plus 5 is gelyk aan 15 en dis hoe ek weet dat my som se antwoord reg is. Sou ek oorgaan na die kwadratiese vergelyking toe, moet ek onthou dat die reël is my regterkant moet gelyk wees aan 0. En hier is my regterkant nie gelyk aan 0 nie, dis gelyk aan min 2. So, die min 2 se optel inverse is plus 2.
maar dit tel ek by aan die regterkant, sowel as die linkerkant. En dan kry ek dat my regterkant gaan 0 word. So min 2 plus 2 is gelyk aan 0 en ek het my kwadratiese vergelyking in sy standaardvorm. ax kwadraat plus bx plus c gelyk aan 0, waar jou a-waarde 1 is, 1x kwadraat plus bx is plus 1 vir b, en jou c-waarde is min 2. Jou c-waarde kan 'n negatief of 'n positief wees. So dit gaan vir my gee, nou moet ek van hierdie stap af na die volgende stap toe moet ek faktoriseer. En wanneer ek faktoriseer, dan kry ek die faktore van 2, en wanneer ek daardie 2 faktore optel, kry ek 'n positiewe 1 in die middel, by die middelterm. Die faktore van 2, daar is net een paar faktore, 2 maal 1. Maar nou moet ek sê, as die laaste term 'n negatief is, moet een van my 2 hakkies se tekens negatief wees. So in hierdie geval gaan dit wees positief 2 maal met min 1, wat vir my 'n minus 2 gaan gee, of 'n negatief 2. Sou ek hulle optel 2 minus 1, dan kry ek positief 1 in die middel. Goed, nou het ek gefaktoriseer, dis gelyk aan 0 gestel. Nou vat ek elke hakkie en ek stel dit gelyk aan 0 en met 'n of tussenin, en die ander hakkie gelyk aan 0. En nou moet ek net weer vir x oplos. Om van die min 1 ontslae te raak, tel ek 'n positief 1 by aan weerskante. So daar is dit. En ek kry dat x alleen oorbly gelyk aan 1. Aan die ander kant, ek wil van die 2 ontslae raak, so ek tel 'n min 2 aan weerskante by, en ek kry dat x gelyk is aan min 2, en dit is my antwoord.